Moenie bekommer nie, my Oranje Das kollega is volgende week terug op sy pos. Waaroor jy wel bekommerd moet wees, is Dina Poole, wat as minister van maatskaplike ontwikkeling aangestel is. Dis nou dieselfde Dina Poole wat in 2013 uit die kabinet geskop is, omdat sy die parlement mislei het. Poole vervang vir minister Sisishe Tulashe, wat ook heel toevallig by ongeruimthede betrek is. Tulashe se ongeruimthede hou verband met luukse voertuie, wat sy namens die ANC Vroueliga sommer in haar dogter se name geregistreer het, sodat, volgens haar, daar nie beslag gelê kan word nie. Toe lê sy sommer self op die voertuie beslag. Hoe edel, hoe bedagsaam van haar. Maar nie almal is so bedagsaam en beleefd nie. Kyk byvoorbeeld na twee van die land se mees honorable members. Dis nou menere Malema en Mbalula. Juju het homself verlede naweek na sosiale media gewend om Mr. Fix met gekruide taal te berispe oor sy lasterlike uitlatings teenoor die EFF. Meneer Fix het tydens 'n onlangse ANC media-konferensie oor die kwessie van onwettige immigrasie iets kwyt geraak waarmee Juju nie heeltemal saamgestem het nie. Juju se passie oor die onderwerp van onwettige immigrasie is voorwaar ongeëwenaard. Juju en Mr. Fix se monde is nie die enigstes wat my oorlede ouma die afgelope week met seep sou uitwas nie. Die Mdlanga-kommissie het die inhoud van 'n WhatsApp-gesprek tussen die geskorste adjunkhoof van die polisie se misdaad-intelligensie-eenheid, Feroz Khan, en 'n sakeman gedeel. In een van die boodskappe verwys Khan na president Ramaphosa as 'n groot Dit daar gelaat. Kom ons skuif eerder na 'n vloek van 'n ander soort. Ons noem dit sommer die vloek van die Britse eerste minister. Indien geen ander kandidaat teen Andy Burnham staan om as leier van die Arbeidsparty oor te neem nie, is dit 'n uitgemaakte saak dat hy reeds teen volgende week Downingstraat 10 sy nuwe tuiste kan noem. Hoe tuis hy daar gaan wees en vir hoe lank sal egter afhang van hoe tuis hy Britse burgers in hul eie land kan laat voel. Met 6 eerste ministers in 10 jaar en 'n 7de een op pad, is dit seker 'n geval van 7de keer 'n skeepsreg. Skeepsreg. Skepe laat my dink aan vliegtye. En vliegtye laat my dink aan daai grappie van die groot Russies vervaardigde vragvliegtye. Vragvliegtye wat toevallig en onverklaarbaar in Lesotho en 'n ander Afrika land geregistreer is. 'n Land wat die gemiddelde 30% nie sommer op 'n wêreldkaart sal kan uitwys nie. Man, julle ken die grappie. In elk geval, hier sy weer. Hoeveel Russies vervaardigde vragvliegtye is nodig om militêre toerusting terug na Suid-Afrika te vervoer teen 'n koste van R225 miljoen? Net 2. Want 4 vragvliegtye teen R550 miljoen sou dalk effe verdag gelyk het. R225 miljoen is net klein genoeg vir 'n kontrak om nie soos tenderbedrog te lyk nie, maar is groot genoeg om toetskaartjies op Ellis Park te kan bekostig. Ellis Park. Daar waar meer as 50.000 toeskouers uiteindelik kaartjies vir die Bokke se wedstryd teen Engeland kon bekostig. Maar eers na kaartjiepryse verlaag is om die verleentheid van 'n leesstadion te voorkom. SARU sê egter ondersteuners moenie 'n gewoonte daarvan maak om tot die laaste nippertjie te wag om goedkoper kaartjies in die hande te kry nie. Ek weet darem nie daarvan nie. 'n Mens wil tog probeer spaar waar jy kan. Dis eintlik baie eenvoudig. SARU soek vol stadions en geld, en rugbyliefhebbers soek groot rugby teen billike pryse. Ek hoop, dat die twee partye tog 'n middelweg kan vind, want op hierdie stadium lyk dit of die situasie op 'n moontlike gijseldrama kan afstuur. Die vraag is net, wie gaan vir wie gijselaar hou, en wie gaan eerste ingee? SARU of die ondersteuners? Die rugby seisoen is nog lank en brandstofpryse is steeds redelik hoog. Myns insiens kan SARU baie dankbaar wees dat die Bokke wen rugby speel. Dis immers makliker om 'n stadion vol te pak as 'n span se prestasie ondersteuners se harte warm laat klop. Het jy dalk een van die berugte vragvliegtye gehoor of gesien? Was jy verlede Saterdag op Ellis Park? Gaan jy vandag loftes toe? Laat weet ons in die kommentare.